My seentjie kry elke week perdrylesse. Nou sal mense seker dink, maar hoe moeilik kan dit wees om te leer perdry? Jy moet opklim, jy moet vashou. As jy links vergaan, trek jy die linkerteel, en as jy regs wil gaan, trek jy die regterteel. Maar ons ongelukkig 'n bietjie meer daaraan as net dit. Die belangrikste van perdry is om te leer hoe om aan te pas by jou perd se ritme, se gang of gait in die Engels. En daar is basies 3 tempos of gange wat 'n perd in beweeg. Stap, draf en galop. So as jy leer perdry, dan begin jy gewoonlik eers deur net jou balans te vind terwyl die perd stap. Daarna moet jy begin leer om saam met jou ritme van jou perd op en af te gaan terwyl hy draf. Hulle noem dit 'n rising trot. En daarna moet jy leer om in die saal te sit en jou lyf saam met die beweging van jou perd se galop te beweeg. Dit is nie so maklik soos wat dit klink nie. So jy moet aanpas by jou perd se ritme, anders gaan perdry onaangenaam, stamperig en gevaarlik wees. My gesegde vir perdry is altyd, jou perd moet by jou pas en jy moet by jou perd aanpas. En is dan wanneer perdry begin lekker raak. Nou ons wil gewoonlik inpas by ons tyd. Ons wil in pas wees met die moderne samelewing. En hoor my mooi, dis nie verkeerd nie. Want hoe anders kan ons hier oorleef? Hoe anders kan ons die omstandighede waarin ons is begryp? God het ons immers hier geplaas. Maar om net by die wêreld aan te pas beteken nie noodwendig dat jy die wêreld se gang moet gaan nie. Jy kan op God se ritme deelneem aan die kultuur van ons tyd. Jy kan die Bybel en Harry Potter lees. Maar die verskil is dat jou gang bepaal word deur die woord van God. En dis presies wat Daniël en sy vriende gedoen het toe hulle in die paleis van Nebukadneser was. Hulle het daar die kultuur en die literatuur van hulle vyande aangeleer, baie beter nog as hulle tydgenote. Maar steeds het hulle by God se ritme, God se tempo gehou. Hulle het in God se gang gebly. Hoe? Want voordat hulle die ander dinge aangeleer het en saam gedoen het, het hulle reeds God geken. Het hulle God lief gehad. Het hulle sy woord uitgeleef. En die Joodse gesegde is nogal hier van toepassing, know it, love it, live it. Jy kan in hierdie wêreld leef, jy kan daarby aanpas, jy kan daarby inpas, maar net as jy reeds God se gang ken, God se gang liefhet en jou ritme daardeur laat bepaal. Om te leer perdry, moet jy aanhou perdry. Dieselfde geld vir God se woord. En dit beteken nie jy moet alles in die Bybel kan verstaan en die Bybel op die punte van jou vingers leer ken nie, nee. Begin met die maklike tempo. Die duidelike gedeeltes wat 'n mens goed kan begryp. Liefde vir jou naaste, liefde vir God. Dit kan almal verstaan. Leef dit. En jy sal dalk agterkom, ja, dis ook nie so maklik soos wat jy aanvanklik gedink het nie. Net soos perdry. Maar hou aan, sodat God se gang jou ritme bepaal en nie die wêreld nie. Kom ons luister nou na die gedig. Koning van my hart, Ingenome met myself, vind ek toegang tot die ingang. En dan sluk die gang my in. Ja, vooruitgang is 'n lang gang. En die uitgang is ons altyd voor. Vooruitgang se keelgat is diep en donker. Sy pas is straf en sy lat is lank. En al gaan jy op 'n drafstap, bly hierdie baas jou jaag tot by jou eie ondergang. Onder in die gang hoor ek 'n melodie.
note wat my nooi om saam te dans. Al is my liggaam uitgeput, beweeg ek op die ritme en gaan ek nou sy gang. Die gang word nie meer langer nie, want dis nie langer net 'n gang nie. Die pas is nie meer straf nie en ek kry nie die straf wat pas nie. Ek hoor die woorde van die lied. Ons voortgang, ons begin en ons einde is in die naam van die God wat hemel en aarde geskaap het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Koning van my